Kom luister gerus verder na Lily, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis, hoofstuk 2. Johan hou daagliks die kind se bedrywighede in sy tuin dop. Hy wil haar nie daar hê nie, maar sy laat haar ook nie verjaag nie. Elke dag laatmiddag kom speel sy tussen die struike verste van die groot huis af. Die huis is deeglik bepan volgens Irma en sy planne. Hulle het in elke seisoen dae lank op die klein hoewe deurgebring om te bepaal waar die son opkom en waar hy weer gaan sak, hoe die wind in verskillende seisoene gewaai het, sodat hy die ligging van die huis kon bepaal. Soms het hulle op die ou klipstapel by die willevyeboom gaan sit en net mekaar se stil teenwoordigheid geniet. Hy roep haar stem in herinnering toe sy eendag vir hom sê: "Dit moet 'n groot kliphuis wees, met diep komvensters en dik mure, sodat dit in die somer koel kan wees en in die winter en reën weer warm kan wees met kaggels en klipvloere." So het hulle huisgestalte gekry. Hy onthou hoe opgewonde sy was toe die einde in sig was. 'n Skril laggie trek sy aandag weg van die nostalgiese mymeringe. Hy kyk gesteurd op net om te sien die dogtertjie dans tussen die struike deur. Hoog op haar tone, met haar een hand op haar kop, vingers gepunt in die ander ene na sy. Hy hoor haar roep na Myrte. "Wag vir my, Myrte, jy vlieg te vinnig en as ek so vinnig hardloop, gaan ek kwaai oom Kabouter se alle plante breek." Hy hoor haar weer giggel, terwyl sy oënskynlik agter iemand aanhardloop. Hy loop versigtig nader, en tot sy ergernis kom sy agter dat hy met gebuigde bene nader sluip. Hy trek homself verergd regop en stap nader aan die kind. "Is jy alweer in my tuin?" vra hy sagter as wat hy dit bedoel. Hy sien hoe sy skrik. Sy ruk stilstand en draai homself toe. "Ag nee, nou jaag jy alweer my maatjies weg." Haar gesiggie is vuiler as gewoonlik. Oor haar wang sit 'n donkerbruin streep. Dit getuie daarvan dat haar neus gereeld met haar voorarm afgeveef word. Johan hou hom dom toe hy vra: "Wat se maatjies? Ek sien net vir jou hier." Sy tel haar arms moedeloos op, middellyfhoogte met die handpalms na bo. Johan beskou die vuil hande en wonder hoe die kind se ma haar ooit gaan skoon kry. "Hallo, die fietjies, is jy dan dom? Jy weet mos ek speel met die fietjies in jou tuin. Hier's nie ander kinders nie, maar jy sal hulle nie kan sien nie, maar jy glo nie aan hulle nie." Sy hart ruk toe sy sê dat daar nie ander kinders in die tuin is nie. Daar kon kinders gewees het, daar moes kinders gewees het, maar dis van hom weggevat, en nou speel net hierdie onbekende vuil kind in sy tuin. "Hoeveel voetjies is hier in my tuin?" Sy sug dramaties. "Honderde, duisende, maar ek speel net met 2, met Myrte en Amri." Sy dop haar oë om en fladder haar wimpers vir hom. "Reuse kabouters is seker baie dom, want weet jy nie, die ander voetjies moet werk nie?" Haar hande praat saam in gebare soos haar stemtoon buig, vra en rek. "Eintlik mag net Myrte met my speel, maar Amri se een vlekjie het gebreek toe Trol op haar getrap het, en nou kan sy nie werk nie." Johan byt op sy tande. Hy dink hy het nou genoeg van hierdie kind gehad. "Luister kind, maak jou mond en luister. Wat is jou naam?" Sy antwoord met 'n sug. "Ek mag nie my naam vir jou sê nie." Hy wag dat sy verder praat, maar sy pers haar lippies op mekaar en verduidelik nie verder nie. "Hoekom mag jy nie jou naam vir my sê nie?" Sy skud haar kop sonder om te praat. "Jy is mos al groot genoeg om skool toe te gaan." Sy vee 'n haarsliert uit haar sweterige gesig met 'n vuil hand. Dit laat nog 'n vuil streep oor haar voorkop. Ja, ek was in graad R, maar toe mag ek nie meer skool toe gaan nie. Die juffrou het gesê daar sit 'n raserige tor op my brein. Maar Onika sê dis nie waar nie. Ek is net te slim vir daai simpele klein klassie." Die kind laat vir Johan sonder woorde.
Dit raak woelig in sy bors. Hoekom is jy nou kwaad? Kom die onskuldige stemmetjie. En dit klink amper asof sy hom wil troos. Ek is nie. Jy moet jou ander tuin gaan soek om in te speel. Sy vee haar neus oor haar voorarm af, trek haar mond op 'n plooi en skud haar kop heftig heen en weer. Onika sê ek mag net in hierdie tuin speel. Sy sê sy ken die mense wie sy huis die is. Sy kyk versigtig om haar rond en vertel dan in 'n fluisterstem. Onika sê die tannie het weggeloop omdat sy te hartseer was en die oom is in die tronk want hy het hulle seentjie doodgemaak. Johan voel hoe die bloed in sy are ijskoud raak. Dit voel of 'n aar in sy kop bars. Die enigste beweging wat hy kan uitvoer is om met sy vinger na haar te wys en te sis. Uit my tuin uit. Gaan huis toe. Die kind staan versteen in vrees. Sy kyk met groot gerekte oë na hom toe hy bulder. Nou! Loop nou en jy kom nie weer hier nie. Hy draai om en stap met lang driftige tree van haar af weg. In die huis gaan sit hy met sy kop in sy hande. Hy vleg sy vingers deur sy hare. Irma se stem weer klink in sy ore. Haar rou kreet toe sy op hom afstorm waar hy met hulle lewelose seentjie hulpeloos in sy arms staan. Wat het jy gedoen, Johan? Wat? Ja, dankie vir die saamluister. En hou maar dop vir hoofstuk 3 van Lily, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis.